As hy, vanoggend se gedeelte gaan oor die geloofsbelijdenis van Nicea van 325, maar julle sal sien ook en Konstantinopel. Ek gaan nou wys die vergelyking tussen die twee, want daar sekere goed bygevoeg en sekere goed weggelaat, maar dit wat ons vandag het as die geloofsbelijdenis van Nicea, sou ons eintlik met 'n koppelteken kon sê Nicea Konstantinopel. Dit gaan oor wat glo ons, wat moet ons weet om te glo. En in Johannes 9 lees ons van die man wat blind gebore is, die Here Jesus wat hom gestuur het om sy oë te was, die hele gesprek wat daarna met die Jode was en so meer, en 'n gesprek tussen hom en die Jode, maar dan eindig die hoofstuk waar Jesus hierdie man kry waar hom uit die tempel uitgeban het. En vers 35 sê, Jesus het gehoor dat hulle hom uitgeban het, en toe hy hom kry, sê hy vir hom, glo jy in die Seun van God? Hy antwoord en sê, wie is hy, Here, dat ek in hom kan glo? En Jesus sê vir hom, jy het hom gesien, en hy wat met jou spreek, dit is hy. Toe sê hy, ek glo, Here, en hy het hom aanbid. En Jesus sê, tot 'n oordeel het ek in hierdie wêreld gekom, sodat die wat nie sien nie, mag sien, en die wat sien, blind mag word. En die van die fariseërs wat by hom was, het dit gehoor, en vir hom gesê, is ons dan ook blind? Jesus antwoord hulle, as julle blind was, sou julle geen sonde hê nie, maar nou sê julle, ons sien, daarom bly julle sonde. So in hierdie laaste deel van die gesprek is dit nogal belangrik, wie is hy, Here, dat ek in hom kan glo? So geloof is nie sommer maar net iets wat gebeur nie, dit het 'n inhoud, dit het 'n spesifieke inhoud. Daar's konteks rondom geloof in die persoon en geloof in Christus, moet ons weet wie is hy? En ons moet presies weet wie is hy, want geloof hang daarvan af. As 'n mens nou kyk na die bewoording van die geloofsbelijdenis van Nicea en die vraag waaroor dit gegaan het, sal 'n mens wonder, is die ouens nie besig om hare te splits en oor onnodige goeters te redeneer nie. En baie mense sal na teologiese debatte kyk en hulle sal sê, maar julle is nou sommer net besig met 'n haarklowery. En tog is dit nie net 'n haarklowery nie. In die teologie, in godsdiens, gaan dit daaroor dat ons moet weet wie is hy, sodat ons in hom kan glo. En in die tyd van Arius het dit dan baie spesifiek gegaan oor wie Christus is, sy persoon, sy wese, en dat ons dan ook uit daardie geskiedenis gebring is tot waar ons dan vandag die geloof in God drie-enig kan bely. So wie is hy dat ons in hom kan glo? En die Here wat sê, jy het hom gesien, en die blinde man se reaksie, ek glo, Here. Kom ons maak net die oë saam toe. Ons Vader wat in die hemel is, ons dankie vir die goedheid, ons dankie vir 'n wonderlike dag wat U vir ons gegee het. Ons wil vra dat dit ook 'n geseënde samewees van ons as U kinders sal wees, en dat ons ook 'n opnuut versterking van ons geloof mag kry, dat ons mag weet saam met die kerk van Christus deur eeue, kan ons Jesus Christus bely as die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle eeue, lig uit lig, God uit God, waaragtige God uit waaragtige God, gebore, nie gemaak nie, van dieselfde wese as die Vader. Ons wil vra, Here, dat hierdie woorde vir ons opnuut ook weer betekenis sal kry. Ons vra dit in Jesus naam. Amen.
Wat het die Judaïsme, die Jehovah-getuies, die Unitariërs, die Christian Science, Islam, sekere groepe van die Israel-visie, die Christadelphians en die Mormone met mekaar in gemeen? Heelwat dinge, onder andere dat almal van hulle sê dat Jesus Christus nie God is nie. Jesus is nie gelyk aan die Vader nie en hulle verwerp die drie eenheid. Natuurlik is daar tussen al hierdie groepe ook onderlinge verskille. Dis nie dat hulle presies dieselfde dwaalings oor Christus aanhang nie, maar min of meer word hulle hierdeur aan mekaar gebind. So is die gedagte dat Jesus Christus nie God is nie, iets niets. Glad nie. Eintlik is dit al die godsdienste wat nie Christelik is nie. Hulle verwerp die idee dat Jesus Christus die Seun van God is. Hulle verwerp dit dat hy gelyk aan die Vader en die Gees is en dat hy een van die goddelike drie-eenheid is. Maar die interessante is dat jy selfs ook sogenaamde Christelike groeperinge kry wat dit ook verwerp. Nou as mense dit op die lyn sit met die wêreldgodsdienste, dan kom 'n mens agter, daar kan nie 'n Christelike groepering wees wat die godheid van Christus verwerp nie. Dan is jy per definisie seker nie meer 'n Christen nie. So Arianisme is die groot naam wat gekoppel hieraan, en in Arianisme word Jesus sowel as die Heilige Gees gesien as skepings van God. En hulle stel 'n bepaalde rangorde, 'n hiërargie. God die Vader is daarbo, dan ondertoe is Jesus en dan nog onder hom is die Heilige Gees. So Arianisme sien Jesus as godagtig. Dan kan jy nou weet, godagtig is redelik oop vir interpretasie. Dis nie 'n baie duidelike beskrywing van hoe jy Jesus sien nie. Jesus is 'n geskape wese met goddelike eienskappe. En dan moet 'n ou besef, dis maar troebel, die belydenis van wie Jesus is. So Arius van Alexandrië, hy het geleef van 250 of 256 na Christus tot 336, so hy was so 80 of 86 jaar oud gewees. Hy was 'n presbiter, 'n ouer of 'n oudste, 'n priester of 'n geestelike leier binne die Christelike gemeenskap. So hy het saam met of onder die toesig van 'n biskop het hy gefunksioneer. Hy het onderrig gegee, eredienste gelei. Hy het mense geleer daar in die Baukalis distrik in Alexandrië, wat op daardie stadium die belangrikste van die Egiptiese stede was. So Arius het saam met 'n biskop en onder sy toesig het hy gewerk en gepreek en geleer. So Arius het gesê, Jesus is nie ewig nie. En ek dink as 'n mens dit hoor, dan is dit so half of al so 'n skokgolf deur jou gaan, dat hoe kan dit wees? Hy het ook gesê, daar was 'n tyd toe die Seun nie bestaan het nie. En hy het gesê, as die Vader die Seun verwek het, dan was die Seun voor sy verwekking nie. Daar was 'n tyd toe hy nie bestaan het nie. En die interessante op die prentjie wat daar op die skerm is dit die inleiding van 'n artikel wat so begin, there was a riot. Die mense het strate toe gegaan, daar was 'n oproer gewees en mense het op die strate geskree, there was a time when Christ was not. So die wêreld daar kort na 300 na Christus is baie anders in die sin van die goed waaroor oproere plaasgevind het. Dit laat 'n mens dink is nogal baie soos wat dit met Paulus op die sendingreise was, dat daar oproere teen Christus gekom het op verskillende maniere.
So Arius het geglo Jesus is die primêre skepsel van God die Vader, en omdat hy skepsel is, daarom ondergeskik aan die Vader. Jesus is skepping en nie aan hom gelyk in wese en in goddelike status nie. Hy het geglo dat Jesus 'n soort middelaar tussen God, die Vader en die skepping is, maar nie van dieselfde wese nie. En die Griekse woord wat daar so in kursief gedruk is homoousios. Dit is van dieselfde wese en ons gaan hierdie woord nou nog so 'n paar keer kry. So Arius het nie geglo dat Jesus van dieselfde wese as die Vader is nie, soos ons nou dink aan die vorige skyfie, dat hy 'n skepping is, maar met goddelike eienskappe, dan is dit maar moeilik om aan te presies te verstaan hoe steek die hef dan regtig in die vurk. So hy het vir Jesus gesien as 'n verhewe skepsel, goddelik in 'n sekondêre sin, maar steeds 'n geskape wese, verhewe bo alle ander skepsels, maar nie self volledig God nie. Arius het gesê, die oomblik as jy Christus ook as goddelik gaan erken en bely, dan bring jy monoteïsme in gevaar, die geloof in een God. So die hele saak van die drie eenheid was hier nog nie mooi gedefinieer of dat die mense dit mooi begryp het nie. Hulle het nog baie gestoei daaroor, want die Christendom is 'n monoteïstiese godsdiens. Maar die drie eenheid is 'n ander monotipe monoteïsme as wat jy dit het in Islam of in die Judaïsme of wat ook al. In die wêreldgodsdienste is daar of een God of 'n veelgodendom. En die drie eenheidsleer is baie uniek dan ook in hierdie sin. So in 'n sekere sin het Arius maar seker aangesluit by die Ou Testament en by die Joodse godsdiens dat God een is, en hy het gesê om Christus saam met die Vader as God te erken, dan ondermyn jy die monoteïsme. Arius het natuurlik ook skrifbewyse het hy voorgehou, en 3 van sy sterkste bewyse was een uitspraak van Christus self in Johannes 14 vers 28, waar Christus sê, want die Vader is groter as ek, en hy sê, dit is dan 'n erkentenis en 'n belydenis van Christus self, dat hy nie op dieselfde vlak is as die Vader nie. Dan sê hy, Paulus sê oor Christus, dat hy die eersgeborene van die hele skepping is. So God was ewig, en Jesus was nie saam nie, en die skepping begin dan met die skepping van Jesus, dat hy die eersgeborene van die skepping is, en dan ook 'n vers uit Openbaring 3, wat van die Amen praat, van Jesus Christus, en wat sê, hy is die begin van God se skepping. So daar was 'n tyd gewees, wat God nie drie-enig was nie. Daar was 'n tyd, en dit is wat Arius gesê het, en dit is waaroor oproer in die strate gekom het, daar was 'n tyd toe Christus nie was nie. Daar was natuurlik baie sterk teenkanting, en die oomblik as jy baie sterk teen 'n gedagte is, dan probeer die mense so 'n goue middeweg vind. So Arius het sekere goed kwyt geraak, en toe was daar mense wat met semi-arianisme probeer het om tussen Arius en die ortodokse kerk en die ortodokse belydenis in te kom. En hulle het gesê Christus is soortgelyk aan die Vader, maar nie presies gelyk nie. En dan is dit nou interessant, julle sal nou die woorde sien, homoousios en homoousios. En dis een lettertjie wat verskil. Homoousios beteken van 'n soortgelyke wese, maar homoousios beteken van dieselfde wese. Een lettertjie, maar 'n groot verskil in betekenis. En dis hier waar mense sal sê, is dit nou regtig
om oor een lettertjie in 'n woord 'n boei op te skop en 'n verskil te maak en strate toe te hardloop. Maar nou ja, op die ou ende maak dit 'n baie groot verskil. En homoousios is baie ver in betekenis van homoousios. So die semi-arianisme erken Jesus is goddelik, anders as die Arminiane wat sê hy's 'n geskape wese. Maar in semi-arianisme is daar nog steeds 'n rangorde en 'n hiërargie en is Christus nog steeds sekondêr tot die Vader. En hulle aanvaar nie die gelyke status van Vader en van Seun nie. So ja, op die ou ende is die tussenposisie seker maar bietjie nader na Arius toe. Met 'n tussenposisie word jy nie noodwendig na die waarheid toe getrek nie. Ek dink jy leun maar altyd na die dwaling se kant toe oor, dat jy die waarheid en die regte goeders nie aanvaar nie. So Arius is fel teengestaan uiteindelik deur Athanasius van Alexandrië. Nou Athanasius se naam moet daarom so bietjie bekend klink, want ons het ook die geloofsbelijdenis van Athanasius. Athanasius was so klompie jare jonger as Arius, maar hy het op die ou ende die stryd deurgevoer teen Arius, en die term homoousios is gebruik om die wesenseenheid tussen Vader, Seun en Gees dan ook uit te druk. So Alexander was die biskop in Alexandrië. Alexander van Alexandrië was biskop voor Athanasius van Alexandrië. So Arius se leer en die teenstanders daarvan het groot teologiese en sosiale verdeeldheid in die Christelike gemeenskap van Alexandrië veroorsaak. Ek het op daai vorige skyfie die inleidingsartikel of die eerste sinnetjie gegee van die oproer waarmee mense strate toe gegaan het om te skree, daar was 'n tyd wat Christus nie was nie. So groot verdeeldheid. Optrede teen Arius het nie die konflik gestop nie, en die ondersteuners aan beide kante het mekaar aangeval wat gelei het tot oproer en onrus in die stad, en die kwessie het so oproerig geraak dat dit Konstantyn se aandag getrek het, en uiteindelik het Konstantyn die eerste ekumeniese konsilie byeengeroep in 325 in Nicea om hierdie saak te besleg. Nou Konstantyn is ook 'n interessante karakter en daar's heelwat goeters oor hom en agtergrond van hom. Vir hom, hy het baie dinge vir die kerk gedoen. Interessant, hy het ook uiteindelik die Christendom staatsgodsdiens gemaak, maar dit is eers op sy sterfbed wat hy regtig tot bekering gekom het. So hy was die kerk goedgesind op 'n sekere manier, maar vir Konstantyn was hierdie kwessie nie 'n geloofskwessie nie. Dit was vir hom 'n politieke kwessie. Dit het gegaan oor die eenheid in die ryk, in die vrede in die ryk. En daarom het hy die kerk bymekaar geroep om hieroor vrede te kry en rustigheid in sy ryk te kry. So hy het al die biskoppe van die kerk oor die hele wêreld het hy genooi. Na die groot slag wat Konstantyn sy mag gekry het, het hy soveel voorspoed gehad dat hy op sy koste al die biskoppe genooi het. Nou daar was so ongeveer 1900 biskoppe alreeds gewees daar in 320, 325, en op die ou ende het die konsilie begin met 318 biskoppe, en Konstantyn het hulle koste betaal daarna Turkye toe, na Konstantinopel, die ou Byzantium, wat Konstantyn na homself vernoem het. So hierdie konsilie het 2 maande geduur. Hulle het 'n paar ander goedjies ook gedoen by die konsilie van Nicea, maar die groot werk was hierdie stryd teen Arius. En as 'n mens later gaan kyk na die lengte van die geloofsbelijdenis van Nicea, sal 'n ou sê heerlikheid, het hulle 2 maande gevat om dit te sê. Maar in elk geval van 20 Mei
325 tot 25 Julie 325 het hierdie konsilie, hierdie synode bymekaar gesit. Die AP Kerk synodes, die broers wat al by die synodes was, weet ons is ook so rapsie oor die 300 mense wat by ons synode is. Nou daai was nou net almal biskoppe gewees wat by Nicea bymekaar gekom het. So Konstantyn het die synode bymekaar geroep. Hy het die openingstoespraak gelewer en hy het vir die biskoppe gesê, julle moet nou 'n einde aan die verdeeldheid in die kerk maak. Konstantyn het nie vir homself 'n stem in hierdie teologiese sake gegee nie, maar hy wou dat die biskoppe tot 'n eenstemmige besluit kom en hulle het nogal 'n redelike eenstemmige besluit geneem. So nadat die meerderheid van die biskoppe die Niceense geloofsbelijdenis aanvaar het, het Konstantyn dit ook ondersteun en verklaar as die leer vir sy hele ryk. Wel, sonder dat hy werklik daarin geglo het, want hy het eers op sy sterfbed het hy tot geloof gekom, maar hy stel dit in as die leer vir sy hele ryk, want vir hom gaan dit oor konsensus en dan 'n sterk konsensus wat afgedwing word en waarby almal moet hou. En Konstantyn het gesê die geloofsbelijdenis van Nicea is wetlik bindend. Arius en sy volgelinge, Secundus en Theunas, is deur Konstantyn verban, want hulle het geweier om die geloofsbelijdenis te aanvaar en te onderskryf. En dit lyk vir my, ek weet nie of Prof Koos dit anders het nie, maar dit lyk vir my is net hierdie 3 uit die 318 biskoppe wat dit nie onderteken het nie. So 315 van die 318 biskoppe het dit onderteken. Ons moet dalk 'n ander naam vir ons kry vir iemand wat as die plaasvervanger afgevaardig word na 'n ring of 'n synode toe. Ons praat van dis 'n sekunduslid. Secundus is uitgeskop omdat hy nie saamgestem het nie. So vir 'n tydjie was hulle toe verban gewees. 'n Mens sou dink met so groot meerderheid van die biskoppe is hierdie stryd teen Arius nou eens en vir altyd besleg, maar dit het nie gebeur nie. Arius is in 328 deur Konstantyn teruggeroep en hy het probeer om versoening te bewerk, weer 'n groter konsensus te kry. En die gevolg daarvan was dat hy toe later vir Athanasius verban het in 335. En Athanasius was in Duitsland in Trier gewees totdat Konstantyn dood is in 327. Maar hy het vir Athanasius verban eerder vir politieke en ekonomiese redes as teologiese redes. Athanasius was wel onversoenlik, hy was nie 'n konsensus ou nie, en hy het gesê, daar's nie 'n manier wat hy vrede kan maak met Arius nie, en hy het uit die aard van die saak Arius se leer verwerp op Bybelse grond, en Athanasius se houding het die politieke eenheid bedreig, omdat hy nie versoening met Arius wou maak nie. Maar die Ariaanse biskoppe het Athanasius beskuldig, onthou hy's nou in Alexandrië in Egipte, en hy het, daai klomp biskoppe het nou vir Athanasius gaan aankla dat hy graanverskeping uit Egipte na Konstantinopel, so uit Egipte Turkye toe, dat hy dit verhinder het. En hierdie valse aanklag het ekonomiese en politieke gevolge gehad, want as die graan nie met die skepe uit Egipte uit kon kom nie, dan weet 'n mens is daar voedseltekorte. En die Ariaanse biskoppe het ook vir Athanasius valslik beskuldig dat hy 'n ander biskop vermoor het. Later is hierdie natuurlik baie duidelik ook as vals bewys. So daar was ook interne politiek, maar omdat Konstantyn 'n ou is vir vrede, het hy die ou wat as die moeilikheidmaker beskou word, het hy gesê, daar gaan jy. So Athanasius was in ballingskap in Trier, die latere Duitsland, maar na Konstantyn se dood in 337 is Athanasius deur Konstantyn II
toegelaat om weer terug te keer na Alexandrië toe. So is dit die einde van die stryd? Nee. Konstantyn se versoenende houding teenoor Arianisme het nie gehelp om die vure te blus nie. En vir 'n tyd lank van 337 na Konstantyn se dood vir so 'n klompie jaar het die Ariaanse biskoppe die oorhand gehad. Onthou daar was om en by 1900 biskoppe, daar was net 318 by die konsilie van Nicea. Dis omtrent 'n 6de. So 'n groot deel van die biskoppe was nie daar nie en daar was redelike sterk ondersteuning vir Arius. Na Konstantyn II het Julianus keiser geword. Nou ek dink nie, hy was nou nie vreeslik lank keiser nie, maar ek dink ook nie hulle het hom in sy leeftyd Julianus die afvallige genoem nie. Ek dink hulle het daai titel vir hom gegee nadat hy dood is. So hy het probeer om die Christendom as staatsgodsdienst te onderdruk. So in daai paar jaar van sy bewind, Julianus, het die kerk wel 'n gemeenskaplike vyand na buite gehad. So vir 'n tyd lank was die interne konflik 'n bietjie onderdruk. Maar eers onder Theodosius in 378 tot 395 na Christus het die Niceense geloofsbelijdenis geseëvier. Theodosius het Arianisme verwerp en hy wou 'n finale einde aan hierdie debat gebring het en hy het 'n nuwe konsilie belê en dit is dan die konsilie van Konstantinopel wat ook van Mei tot in Julie in 381 na Christus plaasgevind het. So die broers moet maar weet, ons ou synodietjie word ingedruk in 'n week en 5 dae in. Daai konsilies was 2 maande of langer en daarom ek weet nie wat die langste ene was nie, maar die Dordtse synode was daarom 9 maande lank gewees. Ek weet nie of ek het nou nie gekyk of van die ander konsilies was wat langer was as die 9 maande van die Dordtse synode nie. So, maar gefokus op hierdie teologiese vraagstukke en op die ou einde by die konsilie van Konstantinopel is die geloofsbelijdenis van Nicea bekragtig en 'n bietjie uitgebrei. Hulle het baie duideliker gedefinieer dat Christus volkome God is en van dieselfde wese as die Vader is. So hulle daardie homoousios woord of formulering het hulle vasgelê, alhoewel dit nie net soos die drie eenheid, dis nie 'n Bybelse woord, dis nie 'n woord wat jy in die Nuwe Testament gaan kry nie, maar dis 'n woord wat die wesenlike van die verhouding of van die wese van Christus beskryf, net soos die drie eenheid nie 'n woord is wat jy in die Nuwe Testament kry nie, maar die wese van God beskryf. So die konsilie het ook die goddelikheid van die Heilige Gees bevestig en bely. En ek probeer dit spesifiek so formuleer, want baie mense sê, dit is die konsilie dis die klomp mense daar in Konstantinopel, dis die kerk wat besluit het die Heilige Gees is God. Die kerk het die Heilige Gees God gemaak. Nou, ons weet wie is die mense wat so redeneer, en daarom sê ek, die konsilie het die goddelikheid van die Heilige Gees bevestig en bely. So hulle het dit nie uitgedink en geformuleer nie. Hulle sê wat die Bybel sê, en hulle het ook bely dat die Heilige Gees ook van dieselfde wese as die Vader en die Seun is. So baie mense sal sê, ja, onthou, dit was die konsilie van Nicea, daar het hulle besluit dit en dit en dit en dat, of die konsilie van Konstantinopel. Hierdie mense het doeteenvoudig bely wat die kerk bely. Hulle het bely wat die skrif leer. Hulle het dit net duideliker geformuleer. Die ortodoksie, die regte geloof, die ortodoks, die katolieke geloof is bevestig. So ek hoop nou nie dis 'n verrassing vir iemand nie. Ons is almal ortodokse katolieke.
So moenie skrik daarvoor as iemand vir jou vra wat se geloof is jy nie, sê vir hulle, ons is ortodokse katolieke. Want die ortodoks beteken die regte geloof en katoliek beteken die algemene geloof wat oor die wêreld voorkom. Ja, moet tog nie, mens val so in die struik om van die ortodokses te praat asof dit 'n ander soort geloof is. So as jy van die ortodokse kerk praat van watter ortodokse kerk? Sê dan die Russies-ortodokse kerk of die Grieks-ortodokse kerk. Maar ortodoks is ons woord, net soos wat ons moet praat van die Romeinse kerk en nie soos die Engelse van the Catholic Church nie, want ons geloof is katoliek, maar ons is baie ver van Rooms katoliek af. So op die ou ende by Konstantinopel is die ortodokse katolieke geloof weer bevestig. So die konsilie van Konstantinopel het dan ook 'n baie belangrike rol gespeel in die belydenis van die drie-eenheidsleer. Arianisme word as kettery verklaar en alle Ariaanse biskoppe is uit hulle poste verwyder. Arianisme en semi-arianisme is by die konsilie van Konstantinopel veroordeel. Maar julle gaan sien daar is ook 'n verskil tussen Nicea en Konstantinopel in terme van hoe hierdie veroordeling van Arianisme, hoe dat 'n mens dit werk. So die geloofsbelijdenis van Nicea was doeteenvoudig in 325. Ons glo in een God, die almagtige Vader, skepper van alles sigbaar en onsigbaar. Nou ek gebruik nou maar hier 'n Afrikaanse vertaling van die Engels wat seker dan nou maar van die oorspronklik is. So dis nou nie presies ons woorde nie. Ek gaan wanneer ons die geloofsbelijdenis van Konstantinopel dan bysit, gebruik ek die bewoording soos wat ons dit ook het. So ons glo in God die Vader en in een Here Jesus Christus, die Seun van God, gebore uit die Vader, die enige geborene. Dit is uit die wese van die Vader. God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, verwek, nie gemaak nie. Die verwek, die term in Latyn en in Grieks kan in die Engels is dit begotten. So dit kan gebore of verwek wees. So hier in die later bewoording wat ons het sê ons gebore nie gemaak nie, maar die gedagte is van verwek. Verwek, nie gemaak nie, van dieselfde wese met die Vader, daai homoousios, deur wie alle dinge gemaak is in die hemel en op aarde. Wat terwille van ons mense en ons saligheid neergekom het en vlees geword het, mens geword het, gelei het, op die derde dag opgestaan het, opgevaar het na die hemel en weer sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. En in die Heilige Gees. En dan het die geloofsbelijdenis van Nicea geëindig met: maar vir diegene wat sê, daar was 'n tyd toe hy nie was nie, en hy was nie voordat hy verwek is nie, en hy is gemaak uit niks, en beweer dat hy uit 'n ander substansie of wese is, of geskape, veranderlik of veranderbaar is, hulle word veroordeel deur die katolieke en apostoliese kerk. Die anathema, hoe spreek mense dit uit? Anathema, so dis 'n baie sterk, dit is eintlik 'n vervloeking. So hierdie ouens word eintlik vervloek. As jy daai goed sê wat Arius sê, dan is dit eintlik 'n vervloeking as jy dit sê. Goed, so nou gaan ek die geloofsbelijdenis van Konstantinopel bysit aan die ander kant. So ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alles sigbaar en onsigbaar. Goed, ons woorde is eintlik van alle sienlike en onsienlike dinge. Maar daar kom by skepper van hemel en aarde. So hulle het so klein frasietjie bygesit.
Oor Jesus Christus sê hulle minder, maar meer. En in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle eeue, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge gemaak is. En dan oor die werking van Christus word bygevoeg wat ter wille van ons mense in ons saligheid neergekom het uit die hemel en vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria en 'n mens geword het, ook vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, op die derde dag opgestaan het volgens die skrifte, opgevaar het na die hemel, sit aan die regterhand van die Vader, weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die lewende en die dode, wie se ryk geen einde sal hê nie. So daar is rondom Christus het Konstantinopel heelwat meer omskryf, beskryf, dit ondubbelsinnig geformuleer. Van die Heilige Gees het Nicea net gesê, ons glo in die Heilige Gees, by Konstantinopel is dit bygevoeg, en in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik word, wat gespreek het deur die profete. En dan voeg hulle by Konstantinopel en een heilige algemene en apostoliese kerk, ek bely een doop tot vergifnis van sondes, ek verwag die opstanding van die dode en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. En hulle laat die anathema van Nicea weg. So hulle formuleer duideliker en in die leer teenoor Arius formuleer hulle skerper, maar hulle laat die veroordeling in die geloofsbelijdenis self laat hulle uit, sodat die geloofsbelijdenis eerder 'n positiewe belydenis is wat mense saambind. Nou ja, so van 325 tot 381 was hierdie stryd gewees. Die konsilie van Konstantinopel het die kerk dan ook gevestig in die leer van die drie eenheid. Later met die geloofsbelijdenis van Athanasius is dan spesifiek ook meer gevestig op die bewoording, die langer meer volledige belydenis van die drie eenheid. So Arianisme en semi-Arianisme is permanent verwerp. Maar nou het 'n ander ding gebeur in hierdie klompie dekades, en dit is kerklike en keiserlike mag is nouer aan mekaar verbind, en die kerklike invloed op die politiek en die politieke invloed op die kerk is in die brandpunt geplaas. In die verhouding tussen kerk en staat is sedert 325 na Christus is dit 'n aktuele saak. Ja, en dit is dit oor die geloofsbelijdenis van Nicea. So as mens dink aan 1700 jaar, dan besef 'n mens 'n geloofsbelijdenis word nie sommer maar net uit die mou uitgeskit nie. Dit is baie keer die resultaat van stryd, dit is die resultaat van baie diep besinning, van Bybelse ondersoek wat gedoen moet word. En as ons dan hierdie algemene belydenisse bely, Nicea, die 12 artikels in die geloofsbelijdenis van Athanasius, dan praat ons werklik saam met die kerk van Christus deur eeue. Nou die van julle wat in Europa was, weet wat se belewenis dit is om in van daardie ou kathedrale te wees. Ek was in Londen, die oudste kerk waarin ek was, is daai enetjie in Londen naby the Tower of London, en ek dink hy kom uit 700 na Christus. Met sy gangetjies en kamertjies wat onder die kerk is, maar as 'n ou in so 'n ou gebou is, dan besef 'n mens
wat is die stryd van die kerk, maar ook die geloof wat ons bely. Prof Koos, ek weet nie of jy in 'n ouer kerk as daai was nie. In Turkye was julle, moet daar seker ouer kerke wees. Ja. Ja. Ja, dit doen nogal iets aan 'n mens, as jy weet, hierdie was die ruimte waar baie vroeg in die geskiedenis het mense dit bely. So daar's 'n interessante ding nou ook weer tussen die oudheid van die kerk en die moderniteit van die kerk. Daar's ook 'n interessante spanning van hoe oud of hoe hedendaags die kerk ook moet wees. Maar ek dink as 'n mens begryp ietsie van die ontstaansgeskiedenis en die agtergrond van hierdie ou belydenisse, dan gee dit vir 'n mens ook weer rigting in hierdie ander spanning van die oudheid en die hedendaagsheid van die kerk en van ons belydenis. So ek gaan afsluit, net 'n gebed doen, maar en dan die opname stop, maar as daar vrae of opmerkings is na die tyd, dan kan ons nog daaroor gesels. So kom ons maak net die oë toe. Ons dank U Vader wat in die hemel is, dat ons saam met die kerk oor eeue kan bely. Dat ons dan ook in die woorde van die geloofsbelydenis van Nicea vir 1700 jaar kan bely wie Christus is, wat hy gedoen het, dat ons ook die woorde hoor van daardie blinde man wat gevra het, wie is hy, sodat ek in hom kan glo, en sodat ons ook kan antwoord, soos daardie blinde man geantwoord het, ek glo, Here. Ons dank U, Here, dat U ons geloof grond en vestig, nie in mense werk nie, maar dat dit gegrond en gevestig is in U woord en deur die werking van U Heilige Gees, en dat ons daarby kan staan, en dat ons dit vandag ook teenoor die wêreld kan bely. Ons dank U in die naam van ons Here Jesus Christus, wat God is, saam met die Vader en die Heilige Gees, wat ons redder en middelaar is, in wie se koninkryk ons leef, wie se ryk geen einde sal hê nie. Amen.